Bitter baie welkom by hierdie week se episode van die Nat Shoot Lounge. Ek het 'n ongelooflik interessante gas vandag hierso, Andrei Wagner van Triggercam. Andrei, bitter baie welkom. Dankie Adam, is lekker hier in die Nat Shoot Lounge. Ja man, goed om jou te sien. Ja, dankie Ons vir die ken mekaar uitnodiging. daarom al 'n paar jaar. Ja, ons doen dan. Vertel my 'n bietjie meer van hierdie kamera. Dis 'n ongelooflike ding want ek werk met hom, maar vertel vir die kykers, wat is dit? Adam, ons het die Triggercam ontwikkel met die idee van opleiding, wapenopleiding. So hierdie idee het eintlik begin as 'n jagsimulasie-geweer, 'n hele geweer wat ons so in 2015, 16 en 17 begin ontwikkel het. Ja? Maar die tegnologie was nie so warm soos wat dit in vandag se tyd is nie. So die Ja. geweer het swaar geword, jy kon hom nie dra nie. Kinders kon dit nie hanteer nie, behalwe as hy op 'n skietbank was. So toe het ons bietjie teruggegaan na die drawing board soos hulle sê, en ons het hom oorontwikkel en ek en my vernoot Effer het met die plan vorendag gekom om 'n kamera te ontwikkel wat jy van teleskoop na teleskoop kan skuif of geweer na geweer. So basies wat hy doen is hy neem op presies wat jy deur jou teleskoop sien. Hy pas op die agterkant van die oogstuk en hy neem 'n video. Dis fantasties. Ja. Ek moet jou sê, in al die programme wat ons maak met Buiten Buskruit, sonder daai ding kan ons program nie regtig werk nie. En die feit dat julle dit kan doen in hoë definisie en nou tans in 4K ook. Ja. Hoe het julle dit reg gekry? Adam is maar die tegnologie wat beskikbaar is, jy weet. So Ja. jy soos die Engelse sê, jy adapt. En dis wat ons gedoen het. Ons eerste kamera het in 2019 uitgekom. Ons het hom op Hantex bekend gestel. En met die Here se genade in die middel van lockdown was ons uitverkoop uit al ons produk uit. Yes. So toe het ons besluit, ons is so ver ontwikkel met die nuwe produk dat ons gaan vir die kliënte vra, luister, as julle bereid is om 6 maande te wag, dan kan julle eerder die nuwe produk in die hande kry wat baie beter is. So ons eerste produk kon jy 1080p opneem. En nou kan jy tot in 4K gaan soos jy sê, en daar's Ongelooflik. verskillende rampies per sekonde wat jy kan kies op die app wat met die kamera praat. Dit maak ook 'n groot verskil, want nou kan jy in 'n hoë spoed kan jy baie stadig terugspeel aan die einde en jy kan presies sien waar die skoot in is, dalk die stof hier op die boks sien, daai tipe Ja. van ding. Dit maak dit vir 'n TV-produksie fantasties, maar ook ek dink as jy eienaar is op 'n plaas, van 'n jagplaas, en jy gee hierdie vir jou jagters, dan's nou nie meer twee stories, ja, ek het hom gekwes, ek het dit. Ons gaan na die footage en ons kyk daarna. Presies. Is dit waarvoor ons dit ook gebruik? Wel, ons het al baie terugvoer gekry waar die ou sê, luister, jy het my nou net R8.500 gespaar of Ja. my in die sak gebring, hang af van watter kant jy van die geweer jy staan. Ja. Nee, maar ja, die ouens gebruik dit baie. Die voordeel wat die kamera jou bied in sy funksies is dat 2 of meer ouens kan direk met daai kamera link terwyl jy besig is om op te neem. So die professionele jagter kan of sy hulp hou, want hy is besig om na die bok te kyk deur die verkyker, maar die ou wat langs hom is kan either op sy telefoon kyk of op die iPad, whatever die maklikste is, presies wat die ou deur die geweer sien. In So hy 'n kan real sê, time, dis regte die- tyd. In real time. So hy kan sê, luister, maar dis die bok wat ons gesê het, derde van links, jy's reg, jy's fine. Ja. Jy weet as jy reg is. Ja, en net daar kan jy teruggaan. Ek weet Effer het self so 'n persoonlike ervaring gehad op 'n eland. So ja, waar hy hom heeltemal misgeskiet het en waar die ou gesê het maar hy's raak. Aha. En toe het hulle teruggegaan kamp toe en na die beeldmateriaal gekyk en Hulle kon sien is hulle mis. kon sien dit was mis. Ja, daar's 'n R12.000 foutjie gereggestel, Ja, ja. nê. Wat kos hierdie kameras in Suid-Afrika? Hulle is beskikbaar by al die outlets seker omtrent vir 8.500 tussen 8.800, dit hang af by wie dit is. Ja. So ja, dis maar die publiek se prys wat hulle betaal. Ja. En ek sien oral as jy op YouTube kyk, Amerikaanse jagters wat met dit jag. So dis wêreldwyd, julle is nie net in Suid-Afrika meer nie. Adam, ons het 265 verspreiders of winkels reg oor die wêreld, 65 lande waar die produk beskikbaar by is. Ons voer seker 95% van wat ons maak voer ons uit. So dis alles vir die uitvoermark omtrent. Alles is vir die oorseese mark. Waarvan seker van daai 95% is seker helfte Amerika.
Joh, dis ongelooflik. Ja. So ons het 'n groot footprint in Amerika. Andra, ek sien hier is twee verskillendes. Kan jy vir ons 'n bietjie wys hoe lyk hierdie kameras en vir die mense verduidelik hoe dit werk? Ja, so die eerste een wat ons het, hierdie ouetjie is nog splinter nie, dis die trigger cam, dis die een wat oor die teleskoop pas, ja. So in regte lewe lyk hy so en dan pas hy net so bo oor die teleskoop. Ja. So hy kom met 8 verskillende wat ons noem sleeves, sodat hy oor die verskillende grootte oogstukke kan pas. So hy pas op al die teleskope. Hy pas op 93-94%. So Ja. die Swarovski DS wat 'n turret hier op die oogstuk het, hy gaan nie. Ja. Hy gaan nie daarop pas nie, want ons het hierdie duim nodig dat hy kan behoorlik vastrek. Ja. Laat die kamera nie rondskuif en beweeg nie. En dan is dit baie maklik. Jy het al die inligting hier binne waar jy die produk registreer, waar jy jou manual kry en waar jy jou app gaan download op Android of op Apple Ja. Store en dan is dit so maklik soos jy druk van 'n knoppie en dan gaan jy. Plaai jy jou nie as hy op 'n teleskoop is? Is hy nie 'n bietjie in die pad? So wat gewoonlik gebeur is net soos jy gewoond raak aan die teleskoop as jy hom opstel. So raak jy gewoond aan hierdie trigger cam wat jy net bietjie meer terug lê in jou kolf Ja. of jy skuif jou teleskoop bietjie vorentoe. Ja, ek dink in die laaste 4-5 jaar was daar seker miskien 10 ouens wat regtig gesê het hy gaan hierdie produk koop want daai Ja. ding plan. Wel, ek weet van die kompeterende produkte wat glad nie so lyk nie. Dit is kameras aan die kant en dis 'n GoPro wat jy moet koop. Ja. Dit vat ook spasie op. So weet dit gaan alles is maar 'n give or take. Daai duimpie wat jy verloor, het vir jou eintlik soveel meer waarde wat toegevoeg word wat jy na die tyd kan gebruik. Ja. En verloor 'n mens lig deur die teleskoop as jy deur die trigger cam. Jy verloor lig, ons buig die lig, so jy verloor, maar niks wat jou oog Kan optel nie. kan optel nie. Jy kan dit regtig nie optel nie. Hy's ook nie gemaak om in lae ligkondisies te skiet nie. Jy weet so in die skemer gaan jy sukkel om die video te sien. Want Ja. wat jou oog sien, deur daai teleskoop in die skemer gaan hy afneem. Ja. Maar die ouens sit dit op nagvisie. Ons het al baie video's gekry van ouens wat dit op die nagvisie sit en dan neem hy dit af. Ek het dit al gesien en dit lyk fantasties. Ja. Hierdie aanskote met die trigger cam. Ja. En Nou dan- hier babietjie, wat is die So babietjie? die babietjie is wat ons noem die BSP. So die BSP staan vir bow, shotgun en pistol. So dit is 'n vaste fokus kameraitjie. Hy's baie lig. Hy kom met 'n Picatinny rail of met 'n wat ons noem 'n barrel mount. So dit is baie maklik om hierdie uit te haal en die twee om te ruil. So hierdie kan op 'n 9mm gaan, 'n Fantasties. handwapen of op 'n outomatiese wapen. En dan die barrel mount sit ons op die groot kalibers vir groot 5 jag of haalgeweer natuurlik. Ja. Jy weet, die ouens wat kleiduif skiet gebruik dit baie vir opleiding. Jy weet, hoe gaan ek saam met die klei stop ek as ek die skoot trek en dan natuurlik die ouens wat voeljag. En hy het 'n funksie in hom Ja. waar as jy op 1080p op 120 rampies per sekonde as jy jou kamera stel op dit, dan neem hy die eerste 10 sekondes in normale spoed en hy gaan outomaties dan oor in stadige spoed. So as jy dit aflaai dan kan jy nou mooi sien veral met die voëlskiet, jy weet, of met die kleiduif skiet, dan kan jy daai impak wat jy sien is dan in stadige aksie. Maar dit kan jy aan en afstel met deur die app ook. So dis nie 'n funksie wat permanent daar is. Andrei, sê vir my, as jy nou by jy het nou gepraat van die bietjie groter kalibers, die big bores en so, beïnvloed dit nie die beeld nie? So jy sit hom aan die onderkant. En wat ons altyd voorstel is jy sit hom nie aan die voorste kant van die loop nie, jy sit hom bietjie terug. Waar die meeste wip. So as hy daai terugskop het van daai groot kalibers, dan jy weet dan kry jy nog die beeld. So hy's 'n vaste fokus. Ek sou sê hy neem die beste tot en met 70-80 meter. En enigiets van 5 meter af. So dis alles daai naby interaksie met die wild in die groot 5 jag. Kom ons gaan 'n bietjie terug na opleiding toe. In watse gevalle gebruik mense die trigger cams? So as ek 'n voorbeeld kan gebruik, gaan ek Amerika gebruik. Daar is baie nuwe wapeneienaars 'n jaar in Amerika. Maar daar is baie min van hulle wat die kans kry om werklik te gaan jag met daai geweer. So hulle gaan skiet staal. En vir hulle om staal te skiet is dit en ek vat toe terug in 'n vorige episode wat ek gekyk het met Ben en Louis wat hier was met die National Rifle League.
Dis daai tipe kompetisies waaraan hulle gaan deelneem. Ja. So jy skiet staal op 350 meter tot 900 meter. En vir 'n eerste keer wapeneienaar om by daai vlakke uit te kom, om die wind en die kondisies en alles te lees, gebruik al die instrukteurs 'n triggercam. So jy die funksie om deur Wi-Fi na 'n tablet toe te konnekteer. Dan staan daar 20 ouens agter die instrukteur wat wys wat lê en wat mik op 'n teiken en hy sê vir jou, luister, as ek sê die wind kom van hierdie kant af, dis wat ek bedoel as ek sê hold over soveel. En almal kan dit fisies sien. So dit wat die ou verduidelik, kan die ou dadelik prosesseer deur dit te sien. En dan gaan pas hulle dit toe. Dis is ongelooflike tegnologie. En die ouens wat dit nou in daai bedryf ook, Adam, gebruik die ouens dit met hulle ladingontwikkelings. So hulle kan sien. Ja. Hulle kan nou kyk wat maak die verskillende ladings wat hulle ontwikkel. Ja. Ek het 'n video gesien op Wild en Jag waar die kinders in die Kalahari gaan leer jag het. Vertel my 'n bietjie meer daarvan, want die triggercam was natuurlik daar. Ja, as ek reg kan onthou, dit was saam met Christian Klint hulle daar in Appington wêreld. En hy het toe sy twee klein neefies vir wat die eerste keer wapens hanteer het. Het hy toe genooi en ons het triggercam op die gewere gesit. En Christian het basies agter gestaan en vir hierdie twee jong latte presies gewys wat jy moet doen en hoe jy moet doen en op die skietbaan vir hulle gewys, maar as die kruisie daar is dit nie reg nie en as die kruisie daar is, al gemaklik asem en trek jy sneller. En na die tyd het ons die ding vir hulle teruggespeel, jy weet. So hulle kon mooi sien presies waar hy 'n fout gemaak het. As ek reg kan onthou, weet wat was die jongste enetjie bietjie baie bang en op sy senuwee, so hy het 'n skoot of twee getrek, maar hulle het ou Christen het hulle mooi gewys en reg gewys en dit was eintlik ideaal geweest. En hulle albei het altyd hulle eerste bokke toegeskiet. Yes, dis uitstekend. Dit op film gehad. So dit was En het die dogtertjies ook daarom 'n beerd gekry? Hulle het gemsbok. Atta. Ja. Lekker. Neem my klank op. Hy neem klank op. Wat is die voordeel daarin? Obviously vir julle ouens wat in die filmbedryf is die klank belangrik. Dit is belangrik, ja. So jy kan hoor wat die professionele jagter vir jou sê, jy kan hoor wat die gids vir jou sê, jy kan hoor hoe jy interak met die ouens wat saam met jou jag. Jy kan die skoot hoor as dit afgaan en dit dan obviously met die impact verbind, maar ja, jy het die opsie om aan en af te sit. Wat vir my belangrik is van die klank is daai interaksie tussen die professionele jagter en die jagter. Dat hy vir jou gesê dit is die derde een van links af en dit wys ook die derde een van links af. Wat kan nie na die tyd 'n storie verander word. Korrek. En jy het nou die verkeerde bok geskiet, daai tipe van ding nie. En so dink dit is nogal 'n pluspunt van die triggercam wat jy dit kan hê. Ja. Met verwysing na die NRL kompetisie wat hulle in Amerika skiet. Daai ouens hou altyd die klank aan. Want wat hulle gaan doen is jy's op 'n tydsbeperking daar. So jy hoor dadelik as die baanoffisier vir jou sê jou tyd begin nou. So hulle vat daai video aan die einde van die dag se skiet en hulle gaan analiseer hom en sê luister maar ek kyk wat ek gedoen het, ek hoor wat die baanoffisier vir my gesê het en ek kan jy weet gaan analiseer, maar hier het ek te lank gevat. Hier het ek so lank gesoek om daai teiken te kry. Hoekom het ek dit gedoen? Want gewoonlik wat die ouens doen is op 'n skietbaan of op daai spesifieke afdeling wat hulle skiet. Is daar gewoonlik 'n kamera wat die hele stage afneem. So hy kan homself sien, hardloop, kniel, opstaan, wat hy met sy aksie gedoen het en nie met sy aksie gedoen het nie, plus hy verbind dit met die triggercam se video. So hoe kan ek vir jou sê, die analise van die ou wat skiet, van die skut, raak al hoe beter. Ja, die data wat jy daar uitkom. En so kompeteer hulle met mekaar, want as jy 2 sekondes verloor, beteken dit die verskil tussen volpunte of 80%. Presies. So die ouens is baie kompeterend in daai bedryf. Net soos hulle maar hier in Suid-Afrika ook is. Ons boere is mos maar baie kompeterend. Maar ek moet jou sê Andre, ek is baie trots op julle, veral dat dit 'n Suid-Afrikaanse maatskappy is en julle is wêreldwyd met 'n produk wat net ver bo sy vuur maak Black Box. Wat is volgende vir julle? Wat is daar nuwe produkte wat uitkom? Ja, nee, jy moet in hierdie bedryf moet jy heeltyd aanhou ontwikkel.
jy weet tegnologie laat jou nie toe om te rus nie. Ek sal nooit vergeet nie toe ek en FR die oggend na Hantex toe ry in 2019 toe ons uit ons fabriek uit Potchefstroom gery 4:00 die oggend. Toe sê ek vir hom, jy weet 8:30 of 9:00 is die deure oopmaak. En dan het ons 'n teiken op ons rug. Want dis one of a kind. Daar is oppositie, maar ek glo ons produk Maar is glad nie superior. soortgelyk nie. Ek sê vir jou Daar's een Amerikaanse produk wat soortgelyk is, maar jy moet aanhou ontwikkel. So ja, om jou vraag te antwoord, ons is hard aan die werk vir 'n opgegradeerde Triggercam 2.1. Ons weet nog nie wat ons hom gaan noem nie. Ons wil altyd met ietsie anders uitkom. Ja. Maar ja, ons span is baie hard aan die werk. En as alles goed gaan, dan behoort ons teen volgende jaar hierdie tyd die nuwe een op die rakke te hê. Ek het 'n voorstel, kom ons noem hom net 2.2. Dis een wat ons nog nie aan gedink het nie, maar ons sal dit in gedagte hou. Dankie Adam. Yes, André, baie dankie dat jy kom kuier het vandag. Verskriklik insiggewend. Ek waardeer dat jy gekom het. Dankie vir die uitnodiging. Was lekker hier in die Natshoot Lounge. As jy enigsins iets verder wil weet, gaan na jou Natshoot persoonlike portaal toe. Alles lê daar, die ordonnansies en die skiet daar en hoe jy lid kan word die hele toetie. Dan wil ons vir André sê baie dankie vir hierdie fantastiese wonderlike prys van 'n Triggercam 2.1. Hoe jy kan inskryf vir hierdie kompetisie is na die sosiale media bladsy toe gaan van Natshoot, as ook Wild en Jag tydskrif. Daar sê hulle vir jou presies hoe jy kan wen en wat jy moet doen om dit reg te kry. Vrede en liefde en groete van huis tot huis.